Episode 26, die gevaar van wysheid. Die wysheid van Spreuke hoofstuk 26, waardeur jy eers heel rustig moet lees, om die konteks te verstaan van waaroor ons nou praat. Het jy al ooit raad gegee aan iemand wat dit nie wou hoor nie? Miskien het jy probeer help. Miskien het jy gewaarsku. Miskien het jy gesien waar dit verkeerd gaan, maar die persoon het voortgegaan. En jy het gestaan en gekyk hoe hulle presies dieselfde fout herhaal. Weer en weer en weer. Of, en hierdie is die moeilike vraag, was jy al ooit self daardie persoon? Hierdie is die groot vraag. Weet jy wanneer jy na wysheid luister, of is jy besig om jou eie dwaasheid te regverdig? Vandag gaan jy ontdek waarom 'n dwaas nooit regtig leer nie, en hoe om nie so een te leef nie, of so een te leef nie. Hoekom lui het jou lewe stadig maar seker vernietig? En hoe om die gevaarlikste persoon in enige kring te identifiseer, die een wat met woorde skade aanrig en dan lag. As jy dit snap, gaan jy ophou om wysheid te mors op diegene wat dit nie waardeer nie, gaan jy jou eie patrone van dwaasheid herken, voordat dit skade aanrig, en gaan jy begin om die soort persoon te wees wat wysheid aantrek, nie wegstoot nie. Luister tot die einde van hierdie episode, waar jy die verskil tussen 'n dwaas en 'n wyse mens glashelder gaan sien en verstaan. Moenie wysheid mors nie. Spreuke 26 vers 4 en 5. Dis een van die mees gefassineerde spanningspunte in hierdie Bybel. Antwoord die dwaas nie volgens sy dwaasheid nie, sodat jy ook nie soos hy word nie. Antwoord die dwaas volgens sy dwaasheid, sodat hy nie in sy eie oë wys is nie. Weet jy wat hierdie twee verse saam doen? Hulle skep 'n spanning wat jou forceer om te dink. Vers 4 sê, moenie neerdaal na die dwaase vlak nie, want dan word jy soos hy. En vers 5 sê, maar soms moet jy hom antwoord, anders dink hy het gewen. Dis geen teespraak nie, dis 'n uitnodiging tot onderskeiding. Die vraag is nie, moet ek altyd antwoord of moet ek nooit antwoord nie? Die vraag is, het jy genoeg wysheid om te weet wanneer om te praat en wanneer om stil te bly? Verse 4 en 5 leer ons een van die diepste waarhede van verhoudings. Nie elke stryd is joune om te veg nie. Nie elke vraag vra vir 'n antwoord nie. En nie elke persoon is gereed vir wysheid nie. Matteus 7 vers 6 bevestig dit. Moenie julle parels vir die varke gooi nie. Die vraag is, aan wie mors jy tans jou wysheid, terwyl jy vergeet om dit te leef? Die dwaas wat herhaal. Die skrif sê, soos 'n hond wat terugkeer na sy uitbraaksel, so is die dwaas wat sy dwaasheid herhaal. Vers 11. Dis 'n harde vers. Maar Salomo is nie wreed nie. Salomo is eerlik. En eerlikheid red lewens. Dink hieroor na. Die hond weet nie beter nie. Maar die mens kan weet. Die mens het keuse. Die mens het die gees van God wat in hom woon. En tog, keer hoeveel mense terug na dieselfde toksiese verhouding wat hulle al gebreek het, na dieselfde sonde wat hulle al keer op keer bely het, na dieselfde gewoontes wat hulle al probeer agterlaat het. Die probleem is nie swakheid nie. Die probleem is 'n gebrek aan transformasie. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander, getransformeer deur die vernuwing van julle gemoed. Transformasie, nie net berou nie, vernuwing, nie net besluite nie, verandering van binne, nie net gedragsaanpassings van buite nie. Die dwaas herhaal omdat sy hart nog nie verander het nie. Die vraag is daar iets in jou lewe wat jy aanhou herhaal, wat jy al moes agtergelaat het? Die gevaar van luiheid. Spreuke 26 is vol van die luiaard, en dis nie toevallig nie. Vers 13 sê, die luiaard sê, daar is 'n leeu op die pad, 'n leeu op die strate. En vers 14 sê, soos 'n deur op sy skanier draai, so draai die luiaard op sy bed. Dan kom vers 15 en hy sê, die luiaard steek sy hand in die skottel, maar hy is te moeg om dit na sy mond te bring.
Dit is satiriese wysheid hierdie. Salomo lag vir die vyand, maar hy waarsku ook. Die luiaard doen 3 dinge. Nommer 1, hy vind verskonings. Daar is 'n leeu. Die gevaar is denkbeeldig, maar die reaksie is werklik. Hy skep redes om nie te beweeg nie. Nommer 2, hy beweeg sonder vordering. Soos 'n deur wat draai, maar nooit oopgaan nie. Aktiwiteit sonder uitset. Besigheid sonder vrugbaarheid. Nommer 3, hy saboteer sy eie toekoms. Sy hand is in die skottel, maar hy eet nie. Die geleentheid is hier reg voor hom, maar hy ontbreek die dissipline om dit te gryp. En vers 16 tref soos 'n weerlig. Die luiaard is wyser in sy eie oë as 7 manne wat verstandig antwoord. Dit is die gevaarlikste deel. Die luiaard is nie net lui nie. Hy is vol selfvertroue in sy luiheid. Hy dink hy het dit uitgewerk. Hy het 'n rede vir elke mislukking, 'n verduideliking vir elke gemiste geleentheid. Die vraag is daar 'n area in jou lewe waar jy verskonings bou in plaas van toekoms? Die persoon wat skade aanrig met woorde. Spreuke 26 vers 18 en 19. Dit gee vir ons 'n skerp waarskuwing. Hy sê, soos een wat vuurpyle, pyle en dood uitsmyt, so is die man wat sy naaste bedrieg en sê, dit was net 'n grap. Hierdie vers is vir ons in ons tyd geskrywe. In 'n era van WhatsApp boodskappe wat mense afbreek, sosiale media kommentaar wat verneder, humor wat eintlik giftig is, staan hierdie vers eintlik soos 'n profeet tussen ons. Dit was net 'n grap, kultuur, sê dinge wat seermaak en bedek dit met 'n lag. Gooi pyle en noem dit speletjies. Verneder mense in die openbaar en verwag dat hulle dit maar moet kan hanteer. Maar Salomo sê, die skade is werklik. Die wond is werklik. Die pyl het geland, al het jy gelag terwyl jy dit gestuur het. Woorde is nie speletjies nie. Spreuke 18 vers 21 bevestig. Dood en lewe is in die mag van die tong. En dan vers 20 en 22 praat oor stories wat versprei word. Sonder hout gaan die vuur uit en sonder 'n kwaadstoker word dit toe stil. Die woorde van 'n kwaadstoker is soos lekkernye en hulle daal af in die binneste van die buik. Hierdie is 'n dubbele waarskuwing. Eerstens, jy kan 'n konflik beëindig deur eenvoudig op te hou om dit te voed. Mense dink hulle het 'n probleem met 'n persoon, maar soms het hulle 'n probleem met 'n storie wat versprei word. Stop die hout, stop die vuur. Tweedens, stories wat skade aanrig voel soos lekkernye. Dit gaan lekker in. Dit voel soos inligting. Dit voel soos besorgdheid, maar diep binne word dit gif. Die vraag is jy 'n persoon wat vuur aansteek of iemand wat vuur blus? Die gevaarlikste mens in enige kring. Spreuke 26 vers 23 tot 26. Hy beskryf iemand wat ons almal al teëgekom het. Soos silwer skuim oor 'n erdepot gelê, soos brandende lippe met 'n bose hart. Met sy lippe gee die hater hom uit, maar in sy binneste beplan hy bedrog. Al praat hy met 'n aangename stem, glo hom nie, want 7 gruwels is in sy hart. Salomo teken vir ons 'n portret. Buite mooi, buite vriendelik, buite vol lof en aanbidding, maar binne geheel en alle ander storie. Dis nie net 'n waarskuwing oor ander mense nie. Dit is 'n waarskuwing oor onsself. Want dit is maklik om te sê, ek ken iemand soos dit. Maar die mooiste vraag is daar ooit 'n oomblik waar ek iets gesê het wat ek nie bedoel het nie? Waar my woorde een ding gesê het en my hart iets anders gedink het? Matteus 15 vers 18 sê, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens verontreinig. Ware integriteit is nie wanneer jou woorde mooi klink nie.
ware integriteit is wanneer jou woorde en jou hart dieselfde taal praat. Die vraag is daar 'n gaping tussen wat jy sê en wat jy werklik voel en bedoel? Kom ons vat dit eenvoudig saam. Nie elke dwaas verdien 'n antwoord nie. Onderskeiding is wysheid. Die dwaas herhaal omdat sy hart nog nie verander het nie. Soek transformasie, nie net berou nie. Luiheid bou verskonings in plaas van toekoms. Dissipline is gehoorsaamheid. Woorde wat seer maak, is nie grappies nie. Jou tong dra verantwoordelikheid. Ware integriteit is wanneer jou hart en jou woorde dieselfde taal praat. Sê dit saam met my. Ek kies integriteit bo indrukke. Ek kies integriteit bo indrukke. As jy vandag besluit, ek gaan ophou om wysheid te mors op diegene wat dit nie waardeer nie. Ek gaan my eie patrone van herhaling eerlik konfronteer. Ek gaan sorg dat my woorde en my hart dieselfde taal praat. Tik dan hieronder by die comments. Ek kies wysheid. As hierdie episode jou vandag geraak het, as jy iets nuuts gesien het in God se woord, dan is dit vir jou gemaak. Like hierdie video, sodat meer mense hierdie wysheid kan ontdek. Subscribe op die kanaal, sodat jy geen episode misloop nie, want elke week gaan ons dieper in die woord van die Here in. Deel ook hierdie woorde met iemand wat dit vandag nodig het. Miskien is dit iemand wat vasgevang sit in patrone wat hulle aanhou herhaal. Miskien iemand wat met woorde skade aanrig sonder om dit te besef. Miskien iemand wat een gesig wys aan die wêreld en 'n ander een dra van binne. Een video kan 'n lewe verander. Deel dit vandag. Een oomblik van eerlikheid met jouself kan 'n lewenslange patroon breek. Een besluit om op te hou herhaal kan jou toekoms vir altyd verander. Een daad van ware integriteit kan vertroue bou wat jare neem om te skep. Die vraag is nie, is jy slim genoeg nie of het jy genoeg kennis nie? Die vraag is, sal jy die Here toelaat om jou hart te verander, nie net jou gedrag nie? Want ware wysheid begin nie in die verstand nie, dit begin in die hart. En 'n veranderde hart produseer 'n veranderde lewe. Spreuke 4 vers 23 bevestig, bewaak jou hart bo alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jou hart is die oorsprong. Jou woorde is die vrug. Jou lewe is die bewys. Bly gewortel in hom. Bly gewortel in sy woord. Bly gewortel in gebed. En die vrug sal kom. Tot volgende keer. Leef in wysheid, leef in liefde. Groetnis.